Hoe weet ek hy het opgestaan? Ek weet want hy lewe in my. Want dit is die Gees getuig saam met my gees. Ek is kind van God. En al hoe 'n kind van God kon word, is deur wedergeboorte. Deur sy kruisdood, sy offer aan te neem. En hy kom maak woning in my. Amen en amen en amen. Halleluja. Amen. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie met jou praat oor die effek van tetelestai. Dit is volbring. Die effek van dit is volbring. Die effek as ek daai kragdraad vat en ek help vir Callie daar met 220 en dan die effek gaan wees. Ek weet wat die effek gaan wees. Ek weet wat die effek gaan wees. Maar die effek wat dit op Callie sal hê, sal dit dieselfde op Natasha hê, as ek daai krag op alles sit. En dit gaan dieselfde op Eileen wees, en op François, en Uncle Chris. Al die effek gaan dieselfde wees, die 220. Die effek gaan dieselfde wees. Maar as ek die krag afhaal, hoe gaan die effek dan nog wees? Want party se gees kan meer vat as wat die ander een se gees kan vat. Ja, die liggaam, jy weet ek sal nooit vergeet nie, ek was so 16, 17 jaar oud gewees en my oulede pa het 'n motorkar, eintlik 2 van die goeders gehad, het ek een by hom oorgekoop en toe het ek hom nou afgeskeer, ek het hom gedeelkou en ek het al die goeders gedoen. Maar dit is so klein kompressortjie, so klein kompressor, hy handkompressortjies, hy kleintjies, ek weet nie veel nog vandag kry nie, maar daai tyd, ne. Maar nou kom die lied, en die lied is gelas, maar hy's nie mooi toegedraai nie. En ek is kaalvoete, en daai ding gryp my. Nou daai kompressortjie, maar ek kan nie my hand oopkry nie, kyk, krag maak ons toe. Julle gekyk, nee. Al krag wat jou weggooi, is die 11.000 volt, hulle gooi jou weg. Die ander trek jou, nee. En die ding trek my hand en ek loop met hom. En my hele liggaam skud. En dit is, ek kan nie vir jou beskryf, maar ek onthou dit baie goed. En ons huiswerkster, sy sien dit, en sy gaan sy die krag af by die plak. So nie kon ek dood gewees het. Ek weet nie, maar dit is God se plan, maar ek onthou die krag. Maar wat ek onthou, my hand, ek kon hom nie oopkry met hom te laat val nie. En wanneer God Heilige Gees jou in die hande kry, dan laat hy jou nie los nie. Hy laat jou nie los nie. So ek wil met jou praat oor die effek van dit is volbring. Dit is volbring. Nou, ons kan nou baie praat daaroor, ons kan praat oor dat hoe Jesus se liggaam na die graf toe gedra is deur Joseph en hoe die graf verseël is en hoe die skrifgeleerdes van brief gekry het, autoriteit al te wag gehad om die graf te bewaak. Ons kan al daai goeders praat en dit is in die Bybel, nee, jy kan dit gaan lees. En dan kan ons ook praat dat op die 3de dag toe Maria en die ander vrouens na die graf toe kom en hulle sien 'n man daar, 'n engel daar op die klip sit en hulle die graf is leeg. En hulle engel sê gaan sê vir sy disippels. En ons kan ook baie praat ook oor die gedeelte waar Jesus met die 2 Emmausgangers, hoe hulle geloop het en hoe hulle gepraat het oor Jesus, die man Jesus, en hoe Jesus nou saam met hulle stap en Jesus luister na hulle en maar tot op die laaste toe maak hy hulle oë oop. Hulle verstaan oop dat hulle die skrifte kon verstaan. So ons kan baie skrifte, ons kan baie preke uithaal
En ons kan baie dinge bring om jou besig te hou, en dis alles waar. Ek hoor vanoggend op televisie die ou praat van, of die man, of ek nie nou, maar hulle sê, die storie. Nou hierdie is nie 'n storie nie. So, jy sien, dis die probleem wat ons het, ons maak van die Bybel stories. Nee, dis lewe. Dit is lewe. Nou een teksvers wat vir my geweldig aangryp. En ek dink Rita, dis hierdie teksvers wat my aan die gou hou. Want raak ou partykeer moedeloos? Ek dink so. Wil ou dan bedankingsbrief uitskryf, wil ou soos Elia wees? Dis nou nie julle nie, daai ou is aan Bloemfontein. Maar dan vra as die Here, is dit die moeite werd? Maar het Romeine hoofstuk 8, dit is 'n geweldige hoofstuk, Romeine hoofstuk 8. Jy kan dit by die huis gaan lees. Ek gaan net so 1 of 2 tekste verse daar uitvat, en dan gaan ons aan, jy weet, ons gaan so 'n bietjie hier en daar vat. Maar ek wil die teksvers waarop ek die boodskap wil bou, kom uit Romeine hoofstuk 8 uit. En kom ons kyk gou hierso. Kom ons lees vanaf vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hoor wat sê hy? Almal wat deur die Gees gelei word. Hulle is kinders van God. So almal is nie kinders van God nie, want jy sien as hy jou lei, gaan hy jou lei in die woord. Hy gaan jou herinner aan alles wat Jesus gesê het en ook toekomstige dinge. So ons let niet op wat hy daar sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van julle het nie ontvang nadat jy Jesus aangeneem het, nadat jy tot wedergeboorte gekom het jy nie ontvang 'n gees van slawerny nie. Man, dit maak my opgewonde. Dit vul my met soveel blydskap dat ek sommer vir Leslie ook 'n stukkie curryvis wil gee, maar nou hoor ek het al gekry. So ek gaan met iemand anders te moet deel. Ekskuus? Nou jy hom lekker eet. Nou jy voel jy lekker eet. Ek het lekker curryvis geëet, nee. Maar van slawerny. Jy sien, en as ons kyk en ons beoordeel ons eie lewe, dan sien ons hoeveel keer is daar nog 'n gees van slawerny. Julle weet wat slawerny is, nee. Hulle sit jou onder druk en dan moet jy dien. Hulle dwing jou. Nou, daai arbeid, jy kry nie betaling vir dit. Daar is net gevolge vir dit. Maar jy kry nie betaling nie. Daar is nie loon nie. Maar nou sê hy so mooi hier. Hy sê, jy het nou nie meer 'n gees. Want jy sien, wow man. Toe God Adam en Eva skape, of toe Adam daar in die grond uitgehaal is, die stof uit, en toe blaas God sy gees in die mens. Nou kom Paulus, hy sê, julle het nie 'n gees van slawerny gevang, na wedergeboorte. Ontvang jy God se gees, die herstel hoe God die mens geskaap het. God, Holy Spirit. So enige iets wat jou weer onder slawerny wil inbring, het sy dit vrees, het sy dit sonde, het sy dit tekort, het sy, maak sy wat dit is nie. Dan moet jy begin verklaar.
God het my nie 'n gees van slawerny gegee nie. So ek skud die slawerny af. In daai versoeking, daai beproewinge, nou God versoek niemand hier die kwaad nie, nee. Maar die beproewinge, dit kom ons, nee. Maar jy sien, dit is om my en jou te help, luister mooi, om ons te toets vir promosie. Huh? Dan maak jy nie net meer die ou se toontjie genees nie, dan maak jy soms die kopseer ook weg. Die Here help ons. OK, kom ons gaan aan. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Daar's nie baie huisgesinne. En daar is tog kinders wat uit my pa en my ma is die alfa, die omega. Maar baie van ons, as ons hier vanoggend sit of staan, het slegte herinneringe van ons ouers. Luister mooi, jy's lief vir hulle. Maar jy het 'n slegte herinnering van hulle. En daai slegte herinnering, het effek op jou, omdat jy nie wil laat gaan nie. You need to let go. Want jy sien, as jy nie laat gaan nie, word jy slaaf van daai herinnering. Kom kind van God, ek wil hê jy moet hoor en luister. Jy word 'n slaaf van daai slegte herinnering. En nou sê die woord, maar hy het jou nie 'n gees gegee van slawerny. So met ander woorde, Satan, as hy jou met slawerny wil vashou met 'n herinnering, nou, het jy dit iets in jou lewens wat gebeur het, maak nie saak wat dit is nie. Nou, you need to let go. Jy het nodig om daardie herinnering te laat gaan, want so nie gaan jy gaan altyd dienstig wees van dit. Dis die woord. OK, goed, kom ons gaan aan. Ek het nog op pad daarna toe, waar natuurlik wil gaan, jy sien. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. As ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Dan is ons ook erfgename. En die hartseer is, die erfporsie, die testament, Kobie, is klaar gelees. Want jy sien, 'n testament is net wettig. En hy kan net in werking tree, is wanneer die testamentmaker gesterf het. Nou is jy erfgenaam. Aanhou, hy het jou nie 'n gees van slawerny gegee nie. Nou hoekom sukkel die kerk dan? Die wedergeboortes, hoekom sukkel ons dan nog met slawerny? Jy sien, die bedekking moet weggeneem word. En weet jy wat? Daardie bedekking, ek wil hê jy moet mooi hoor, is gewoonlik 'n verharde hart. Daardie bedekking is gewoonlik 'n verharde hart. Al areas in jou lewe. Seker areas sal jy om laat deurkom, seker areas nie. Weet jy of julle die oorlog volg daar in die Midde-Ooste nie? Die vuurpyle wat afgeskiet word, die super sonic goeders, dis verskriklik. Ouers, dis nie mooi nie. En dat het hulle lig alweer vuurpyle, daai goeders vernietig. En baie van daai vernietiging van daai goeders, nou is hoog in die lug, en daai vuurpyl, daai plofstof word vernietig in die lug. Maar dan val daar stukke van daai ding op die
bewoonde gebiede. En dit beskadig eiendom en beskadig mense en kan mense doodmaak. So met ander woorde, dit word afgeskiet, maar dit val nog deur en kan skade berokken. Sien kind van die Here, so is dit ook in ons geestelike lewe. Jy moet seker maak dat jy nie 'n gees van slawerny het nie. Soos daai stukke val, want jy kan maak wat jy wil. Kobie, ek en jy kan maak wat jy wil, man, beproewinge en versoekinge kom. Welkom hulle kom, jy kan maak net wat jy wil. Dis onvermydelik. Jy skiet hom af, maar daai stukke val nog. Wat maak jy met daai stukke? Wat maak jy met daai stukke? So as lig alweer. Party kom deur, ander word afgeskiet. So is dit in ons geestelike lewe ook. Sekere dinge kom deur, en bring skade. Ander word heeltemal val daar in die veld, daar niemand, geen skade nie. Ek vertrou net jy kan verstaan wat ek jou sê, jy weet, die voorbeeld wat ek gebruik, en dis nie mooi nie. Okay. Nou kom ons gaan aan. Hy sê, as ons kinders is, ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nee. Want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Nou hierso kom die teksvers, vers 19, Romeine 8. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Letty sal weet wat ek van praat, omdat sy saam met ons is saam in die bediening en ons werk met baie mense. Daar kom baie mense kom in die bediening in. Ja. En dan sal ons met mekaar praat, en sal sê, ja, daar is mooi mense, daar's regtig, weet jy, hulle gaan dit maak. Ja. En dan sit ons in, ons gee lering, ons gee onderrig, en ons gee onsself, ons gee tyd, ons gee onsself, en ons belê in hulle lewe. Want, why? Ons het 'n verwagting, ons het hoop, en ewe skielik raak daai persoon net weg. Draai om, vat verkeerde pad, gaan terug na die ou weë toe, en dan hoor ek my vrou. Jy sien, ons vrouens praat ons. Vra van Malcolm. Maar jy sien, gaan hulle terug. Want die versoeking en die beproewing, 'n gees van slawerny waarmee hulle nie gedeel het nie, trek hulle terug. Maar nou sê hy so mooi, hy sê die skepping, wag, met reikhalsende verlange, na die openbaarmaking van die kinders van God. Ek staan vanoggend, ek is so jong, ek moes my kamera opstel, ek wil net so opgeneem met ons lof en ons aanbidding. Dit was so wow geweest. Weet julle tot waar het hierdie ding gegaan? Weet julle tot waar het julle lof en julle aanbidding? Weet julle tot waar? Wie het dit almal gehoor? Tot in die hemel. Ernstig. Want ons het in gees.
Maar die skepping wag. Met reikhalsende verlange. En dis hoekom Kobie, mag die Here hierdie YT help om nooit kompromie aan te gaan nie. Dat ek sal bly by die mandaat en dis om jou toe te rus, die Heiliges toe te rus. Totdat Jesus sal te kry in jou lewe. Totdat daai areas, en nou ons kry babas in, en hulle moet gehelp word. Het julle al gesien kyk maar vir Gabriel. Ja. Ek hoor hy gaan besoek die bure. Ek weet nie wat hy in die bure se yskas maak nie. Dan sê hy, maar hy wil ook van daai brood hê, dis 'n bietjie vrugtekoek wat daar is. Dan sê hy, maar ek soek ook van daai brood. Dan sê die huisvrou, jy kan dit van dit kry nie. Die eienaar van daai breinbrood, daai brood, gaan vir jou moeilikheid gee. Jy mag dit nie vat nie. Maar nou kom ons daar by sy huis. Dis nou Gabriel, klein Gabriel. Nee. Dan jaag hy aan. En dan sal sy pa hom vasvat. Nee. En hy tik nie, hy voeter. Dan huil die mannetjie, net vir 'n rukkie. Hy sê mooi, net vir 'n rukkie. Ek wil hê jy moet die boodskap hoor wat ek wil gee met hierdie illustrasie. Maar net na 'n rukkie, dat hy vergeet van daai pak, en hy gaan sit op sy pa se skoot. Het julle dit nie ook maar gemaak nie? Jy sien, dit is, jy sien, 'n seun of die dogter sonder tugtiging, is onreg. Jy sien, God is nie soos die mense van die aarde nie. Hulle wil die kind doodslaan uit woede uit. Tugtiging moet nooit uit woede uit wees nie. Tugtiging is daar om herstel te bring. Bring hom terug. En as ek kyk in my eie lewe, hoeveel keer, my pa kon jong, hy kon laat swaai. En 'n hond se halsband, kaptein was die hond se naam gewees, hy het so 'n breë halsband met sulke sterretjies opgehad. En jy sien, my pa het gehad om op te oefen. Hy het nie op die reisiesperd geoefen nie, hy het dit op ons geoefen. En bewaar jou as jy voor in die ry is. Dan is hy nog fris. Ek het 2 dinge vinnig geleer. Sorg dat ek agter is en dat ek die grootste stem het. Ek skreeu. Maar net na 'n rukkie. Dan is die herstel daar. En nou, hy sê as ons ly. Maar nou kom hy sê, die skepping wag met 'n reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Nou, ons tema, of die titel van die boodskap is, die effek van dit is volbring. Sien, ons kan feesvieringe hou. Maandag is verby. Nee. Maandag as die paaseiers kry jy halfprys kry daar by Checkers. Nee. En curryvis kry jy glad nie en is opgeëet. Jy kry net 'n foto. Jy kry maar net 'n foto van die curryvis is opgeëet. Maar wat ek jou vandag wil sê, kind van die Here, die skepping, ek wil hê jy moet hoor. Hy sê die skepping wag. Tot die berge daar buite wag vir die kinders van God. Vader in die hoogste hemel, Jesus in die hoogste hemel, en die serafs, die oudeling om die troon, hulle wat is al reeds vooruit gegaan het, die engele, hulle wag vir die manifestasie van dit
is volbring, dat die kind van God, wat tot wedergeboorte gekom het, nie meer 'n gees van slawerny het nie, wat in die oorwinning van die kruis lewe. Die skepping wag. Die skepping wag. Jy sien, wanneer u en ek dit kan verstaan. Jy sien, ons wil baie keer so op 'n vlakkige godsdienst beoefen. Dit kan net nie so wees nie. Die prys is maar net te groot gewees vir my en jou. Soos ek verlede week gesê het, Jesus kon nie sterwe nie, want hy het nie sonde gehad nie. Want die loon van die sonde is die dood, maar hy kon nie sterwe nie. Maar toe vat hy my sonde op hom, en toe kon hy sterf aan die kruishout. So in ander woorde, dis u en ek in hom. Dis hoekom hy sê in Romeine 6 vers 4 sê, hy sê, as jy saam met hom gekruisig is, saam met hom gesterf het, saam met hom gedoop is in sy dood. Kom kind van God. Hy praat nie daar van die waterdoop. Die waterdoop is nie die illustrasie, maar ek wil sê, hier praat hy van jou geesmens. Maar dan kom dan sê hy, elke vers sê hy, as jy saam met hom op gestaan het. In 'n nuwe lewe. En daarom, jy sien, jy kan nie 'n Christen wees wat net 'n Sondag Christen is, Sondag aan 'n kerk toe nie, want dis die regte ding nie. Nee, dis die plek waar ons die Here loof en prys, dis waar ons in verlossingskrag lewe, dis waar ons die demonstrasies sien van dit is volbring, mense word gesond gemaak, mense word bevry, mense word gered, die gees van armoede word gebreek. Jy sien die demonstrasie van dit is volbring, omdat ons 'n gees toelaat, dit is te mooi, omdat ons 'n gees toelaat van slawerny. Nou kom ons nie in vryheid nie. En Kali, dis wat my so woedend maak. Ek gaan dit nog baie sê, maar die Here moet my help. Dis predikers en politikuste ouens wat die mense in slawerny hou. Ek wonder, hoe kan 'n prediker, hoe kan hy mense in slawerny hou, dat die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 5:17 sê, hy sê, kyk, alles het nuut geword, maar hulle voeter nog met die ou lewe. En nou demonstreer die koninkryk van God nie, want hulle melk die mense, hulle hou hulle in gevangenskap, hulle sit die gees van slawerny op hulle. Die vraag is, hoe gaan dit so in Suid-Afrika? Here, red die predikers en die politikuste. Ek was dit gewees. Ek is dit nie meer nie. Want met wedergeboorte, toe het ek nie 'n gees van slawerny ontvang nie. Maar gees van oorwinning. Ek hoor jy wat jy toe gesing het, if the same spirit is moving you. En dis hoekom Jesus vir Nicodemus sê, Nicodemus, you must be born again. Om die werke van die koninkryk te kan doen, moet jy weergebore word. Nou ontvang jy nie meer gees van slawerny nie. Jy sien, dit is wanneer die profetiese woord in jou lewe deurbreek. Dis wanneer soos die donderblitse slaan, en die blitse slaan, en hulle kom, dan vat jy autoriteit oor die situasies. Want jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is vermoor en 'n konkurrent. Jy sien, maar as jy 'n stukkie in jou lewe toelaat van slawerny, gaan daai bietjie suurdeeg dat die hele deeg suur maak.
gaan hy die hele dat jy kan maar kyk in jou lewe. Laat net 'n bietjie suur deur toe. Gaan die hele deur suur maak. Maar jy het nie ontvang nie, man. Kom aan, draai net na iemand en sê, hey, luister, jy het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. Sê vir iemand. Hey, Kali, jy het nie 'n gees van slawerny ontvang nie, man. Hæ? So jy is nie meer suinig nie. Jy deel daai gekerfde boontjies nou met my. Is daar niks nie? Alles opgeëet. Hi Kali, niks gedeel nie. Daai wat jy gegee het is al so jare terug gewees. Dis hoe ek weet jy het gekerfde boontjies. Dis hoe ek dit weet. Maar as toe ek kom na Sierdig in nou is daar niks nie. Here help vir Kali. Amen. Kan jy nou hoor? Kali, ek wil hê jy moet hoor, wat ek vandag sê. En almal hier sal saam my stem. Kali het 'n sagte gees. En baie keer maak mense van jou misbruik. Jy sien met daai slawerny. Dis niemand se domheid nie. Jy's 'n koning se kind. You are a servant of a living God. You serve a people with much love. Amen. Amen. Jy sien kind van die Here en ek wil vir jou sê, ontwaak, staan op. Dis manne en vroue wat daai profetiese woord vir jou lewe gehoor het. As jy dit nie gekry het nie, you need to pray about it. Ek ruk daai gees van slawerny, ek ruk hom uit jou uit. In die naam van Jesus, met die woord van God, maak ek jou los. Amen. Amen. Kobie, ek wil jou vanoggend sê, daai business, ek het gebid. En die Here voor my altyd. Jy het nie gees van slawerny nie. Gaan dit maak of gaan ek dit nie maak nie? Daai ding gaan ek of gaan. Dis slawerny. Slawerny. Ek het die woord van die Here deur die man van God vir my gegee. Victory. Oorwinning. Jy sien Malcolm, en dis, jy het nie 'n gees van slawe, en die skepping wag daarvoor, dat ek en jy in goddelike vryheid moet lewe. Galasiërs 3 sê hy sê, hy vervloek sy elke wat in 'n houtang, maar daar sê hy, ons het 'n gees, ons het God se gees ontvang. Aan die kruis toe uitroep, dit hulle staai, toe sonde gebreek, so jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Lees maar 'n bietjie terug dan in hoofstuk 8, jy is nie meer slaaf van sonde nie. Siekte, jy is nie meer slaaf van siekte nie. En wanneer jy hulle hospitaal, dan bring jy die woord in. Help hulle om die woord te ontvang van Jesus het al reeds betaal. Die leen nou hulle in slawerny, in oorwinning, finansiëel, finansies. Ja, Ewa weet om te spende met haar. Sy is soos Ansie gewees op haar ouderdom. Hulle het geweet, hulle kan spend. Hulle pa sal net sê miskien, dan sê hulle, dankie pa. Jy sien, kind van God, maar die skepping wag. Ons gaan na Kolossense hoofstuk 3 toe.
Ek is amper klaar, ek het gesê, gaan ons nou nie baie praat volgende nie. Nou hoor wat hy sê, hou, jy het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. En daarom laat niemand, kyk vir my, laat niemand jou terugsit in slawerny nie. Jy is vry in Jesus Christus. En omdat jy vry in Jesus Christus is jy 'n erfgenaam. Jy's 'n erfgenaam van Tetelestai. Dit is volbring. Ons moet net tot die kennis kom, wat is volbring? Maar jy sien, sonder die Heilige Gees gaan jy dit nie maak nie, want hy is die Gees van waarheid. So die Gees van waarheid maak jou vry. Here help my. Ons gaan sommer nou op 'n ander roete ook door nog stap. Maar die Gees van waarheid maak jou vry van 'n gees van slawerny. Maar aanhou net, en ek is van mening, seker die hoofrede is 'n verharde hart. Want party ons, hulle hou van die sonde, hulle like die sonde, en hulle voeter aan met die sonde. Maak nie saak wat die sonde is nie. Want dit is vir hulle lekker, want hulle weet as hulle moet daai sonde laat staan, dan het hulle nie meer die lekkerte nie. Maar sonde is net lekker tot op 'n punt, ouens. As hy konkreet geword het in jou lewe, gaan jy sukkel om hom uit te kry. Dan het jy die wonde en jy die bloed van Jesus nodig. Maar kom ons kyk gou Kolossense 3, net so 'n stukkie dan so slaag. Okay, raai Kolossense 3. Nou hoor vanaf vers 1. Hoekom gebruik jy die woordjie as? Nie miskien nie. Jy sien, die woordjie as het 'n betekenis. Jy moet 'n keuse maak. As jy sê, dan moet dit so wees. Nou hoor wat sê hy. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Kom, kind van die Here, die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God, wat met dieselfde gees, en jy moet onthou, Jesus het gekom as seun van die mens, dit is nou mooi, hy het gekom as seun van die mens, hy het nie gekom as seun van God nie, hy het gekom as seun van die mens, so aan die woorde, dieselfde versoekinge wat ek en jy in hierdie tyd belewe, het hy ook gehad. Dieselfde beproewinge, ek dink hy het nog meer gehad. Dis hoekom hy sê, ons het 'n hoëpriester wat met ons medelyde het. Hy het met ons medelyde. Hy weet hoe jy voel. En dis hoekom hy vir jou kan sê, hier is my krag. Hier is die werk, hier is die testament, jy is vry. You are more than a conqueror now. Ek gee jou mag en gesag, om dooies op te wek. Kom aan, ons praat nou met die Christene daar buite. Hulle skrik hulle, asfal is so goed, is fyn. Ek sal nou 'n ander woord gebruik het. Maar kind van God, jy sien, die skepping wag vir die herstel in my en jou lewe, soos dit was voor Adam en Eva se sondeval. As jy 'n kruik laat val
En gestel daar breek 'n gedeelte van hom af. Kan jy hom ons herstel? Jy vat gom en jy plak hom vas. Sal hy ooit weer dieselfde wees? Maar hy is herstel dan. Jy sien, maar dis nie hoe die Here man jou. Hy wil hê, ek en jy moet openbaring kry. Hy wil hê ek en jy moet verstaan, ons het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. En daarom, ouers, hy's so mooi, hy het jou vrygemaak, volkome vry. Hy het die mag, toe hy roep Tetelestai, toe breek hy die mag van Satan. Daar's nog net een ding wat gebreek moet word. Dis die fisiese dood. Maar die ander, alles as die geestelike dood is oorwin. Siekte is oorwin. Armoede is oorwin. Sonde is oorwin. Die heerskappy van sonde is oorwin. Maar kind van die Here, nou wag die skepping vir my en jou. En hoe gaan ek en jy dit, ouens, net waarheid kan jou vrymaak. Nou, hierdie woord moet in jou gees val. Jy moet nie jou hart verhard nie. Jy moet soek hê, sê Here, ek wil hierdie waarheid, ek wil dit lewe, gees van die waarheid. Help my dat ek in die waarheid van die woord kan lewe. En dis hoekom hy sê, as jy saam met hom gesterf het. Hoekom sê hy dit? As jy saam met hom gesterf het. Hy het gekom as seun van die mens. En toe hy in die kruishout sterf, toe vat hy my en jou sonde, ons swakhede, ons alles, al die werke en die effek van die sondeval wat Satan gebruik het om die heerlikheid van God in die mens te vernietig. Toe al daai goeders aan die kruis. Hy is die tweede Adam. Eerste Adam is 'n lewende siel, maar die tweede Adam 'n lewende gees. En dis jou oorwinning. Nou hoe kan ek afkyk na mense, dis die woord sê ek moet opkyk. Hoe kan ek jou verlede teen jou hou? Dis dan weg. Want ons het nie 'n gees van veroordeling gekry nie. Kom aan. Nou sê hy so, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. Jy sien, dis die teken van wedergeboorte. Want sonder wedergeboorte kan jy nie opgewek wees nie. Nou as jy born again from above. Nou, as jy saam met hom opgewek is, wat sê hy? Soek die dinge daarbo. Op plek sê hy, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Dis die effek van dis volbring. Maar jy sien, as ons buite toe kyk, sien ons die lyding, ons sien die armoede, ons sien die verwerping, ons sien die bitterheid in mense se lewens, en so kan ons aangaan. En Sondag na Sondag sit ons in die kerk. Nee, kind van God, jy het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. As jy saam met hom opgewek is, en toe jy sê, ja, Jesus, dan kom maak hy woning in jou. Nou sê hy, bedink die dinge daarbo. Ag, Here, help hulle. Kom nou, jy sal die woord nie vergeet nie.
As jy nou weer so 'n bietjie bepeins die ellende van jou lewe en die armoede van jou lewe, sal jy onthou, die pastoor het gesê deur die Gees van God, God het jou nie 'n gees gegee van murmuring nie, murmuring. Nou, dit is a spirit of witchcraft. Murmuring is a form of witchcraft. Nou, hy het jou nie so 'n gees gegee nie. Want hoekom murmur jy? Slavernij. Jy murmureer. Kom kan van God. Bedink die dinge daarbo. Ja, maar pastoor, dis ver. Pastoor, jy gesien daai ding wat opgestuur in die maan toe. Ja, ek het hom gesien. Hy het so snaakse naam. Hulle gaan om die maan wentel om kiekies te neem. Foto's te neem en so. Ek het dit ook gesien. So dit is allemaal ver. Maar die hoogste hemele is hoër as dit. Waar God op sy troon sit. Jesus in sy regterhand sit. Maar weet jy wat? Distansie is nie die effek op die mens. By God is daar nie distansie nie. Die ruimte is hoekom hy in jou kom woning maak. Nou is hy, die Gees van waarheid is nou by jou en is in jou. Ons bedink dit nie. Jong, die negativiteit, dit is hoe Satan werk. Net negatief. Ons bedink daai nonsens. Want jy het iewers in jou lewe jy 'n oop deur gemaak vir 'n gees van slawerny. Dus is 'n ou, hy ry 'n klein golfie. Maar hy kan 'n nuwe Vivo ry, maar hy ry 'n golfie. Hy is dankbaar vir sy golfie. Ek is ook dankbaar vir my kar. Ek wou eintlik 'n Mercedes koop, sê my vrou nee. Maar ek is dankbaar vir my kar. Ek wil jou vandag sê, ek kan nie evangelie verkondig sonder die voorspoed van finansies nie. Finansies moet jou deel wees, so jy genoeg kan hê om weg te kan gee. Ernstig. Bedink die dinge daarbo. Die effek van dit sal bring. Die wonderlikste is die skepping wag. Want met wedergeboorte is daar geen van slawerny weg. Caleb moet niemand toe. Gee niemand die reg om op jou af te kyk of jou te trap nie. You love him. Liefde verdra alles. Maar laat niemand ooit weer na die bruin mense verwys, hulle is nie goed genoeg nie. Dan sê jy vir hulle, ek het 'n whitey pastoor. En hy sal die duiwel uit hulle uitdrywe. Want dit is 'n demonic ding. Want God het nie klere nie. God is gees. Elke mens is geskape na sy beeld en na sy gelykenis. Maar die gees van Satan, slawerny, ons moet dit afgooi. Ons moet dit afgooi. Kobie, manne. Ek raak opgewonde, maar ek raak ook vuriglik, as ek hierdie nonsens hoor. Sorry man, jy het wauw François, gees van vryheid. Amen. Lees jou Bybel verder, ek het daar gepreek. Maar jy het die boodskap. Jy het nie 'n gees van slawerny nie. God wag vir my en jou. Nie om hemel toe te gaan nie. Hier op aarde wag hy vir my en jou.
om daai oorwinning te lewe. Amen. Prys the Lord.